Okay, so ek gaan my screen met julle share en kom hy. Okay, so vanmôre gaan ek met julle praat oor deur te heers deur jou gees, om te regeer deur jou gees en te lewe deur jou gees. So ons gaan vir 'n skrif wat ons lees hierso is in Genesis 1 vers 27, hy sê en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape en man en vrou het hy hulle geskape. So elke mens, so die Adam was eerste geskape en daarna die vrou, maar elke mens wat God gemaak het is na sy beeld geskape. En ons kan baie daaroor sê, maar ons gaan nog vir die volgende paar weke daaroor praat. Wat is hierdie beeld? Hy sê in die gelykenis van God, waarna hy ons geskaap het. So, dis baie belangrik. So wat die Vader, wat die woord ook hierso sê is, dat God is drie-enig. Hy is een God, maar hy bestaan uit drie persone. Ons weet die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as God dan drie in een is ons ook so. So baie jare het die wetenskap gesê ons is tweeledig, ons is dualisties. Met ander woorde, ons is net 'n liggaam en 'n siel. En die gees was weggelaat want die wetenskap kon nie die gees bewys nie. Maar nou met alles wat ontdek is oor die DNA en oor quantum physics, is dit 'n feit dat daar is 'n geesdimensie, want ons is gees, ons het 'n siel en ons bly in 'n liggaam. En ek wil net vanmôre hierdie woord vir u gee wat ek 'n rukkie terug op ons advanced training gegee het en gesê het, jy's meer as net 'n liggaam. Die liggaam is wonderlik, maar ons weet, daar is meer as net 'n liggaam. In jou liggaam woon jou siel wat jou hart is, en ons gaan daaroor praat vanmôre. Jou hart is jou siel, want dit is die plek van emosies, en dan is daar jou gees. En baie mense praat oor die gees of sê hulle werk met holistiese gesondheid, maar dan werk hulle met die verkeerde kant van die gees, met ander woorde die duister kant van die gees, want die gees, daar's twee dimensies van die gees, die koninkryk van God en die koninkryk van die duisternis. En ek praat hier oor die koninkryk van God, die koninkryk van die lig. So God het die mens gemaak en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar. So die eerste ding wat God gedoen het, hy het eers alles voorberei en toe skep hy die mens. En nadat hy die mens geskep het, het hy hom geseën. God se vreugde, God se seën, en ek sê God het die mens gekroon, en ek gaan dit nou vir u lees. En dan het God 'n opdrag gegee. Hy het gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp hierdie dimensie, die aarde, onderwerp dit en heers. Nou, baie mense sê, ja, wel, ons heers mos oor die visse in die see en so. Maar ons heers nie oor mekaar nie, maar God het ons opdrag gegee om oor hierdie drie dimensies waarin ons lewe, dit waarin hierdie liggaam lewe, om ook daaroor te heers. Heers beteken om 'n koning te wees. Okay, nou kyk wat sê Psalm 8. Dawid vra die vraag, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? En dan vers 6 sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Nou daai woordjie in die Hebreëus is Elohim. Dis die naam van die skepper God wat jy in Genesis 1 ook kry. Die eerste naam wat God genoem word in die Bybel, in Genesis 1 vers 1, waar hy sê God, in die begin het God hemel en aarde gemaak, hemel en aarde geskape. Daar gebruik hy Elohim. En Elohim daar's in Hebreëus is daar 3 soorte meervoud. Jy kry enkelvoud, okay?
dan kry jy meervoud soos dit ons het, so dis ek of ons, en dan kry jy 'n ander soort, daai AIM aan Elohim beteken 3 of meer. So eintlik, en dis wat God ook in Genesis gesê het, hierso in vers 26, hy sê, laat ons mense maak. Vers 26 sê, laat ons mense maak. Vader, Seun en Heilige Gees, die 3 eenheid. Hy sê, hy het ons 'n weinig minder gemaak as die 3 eenheid. En hom, dis die mens, met eer en heerlikheid gekroon. Daai beteken regeringskap, heerskappy. Hy het aan hom heerskappy gekry. Die mens is geskep as 'n koning van hierdie dimensie waarin ons bly, van die wêreld. En hy het ons beveel om oor dit te heers. Hy sê, u laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Dis die mens waarvan hy hier praat. Hy sê, u laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Maar in Genesis 3 het daar 'n groot tragedie plaasgevind. Ons weet van die sondeval en die verleiding waar die vyand gekom het en die mens verlei het met 'n leuen, deur vir hom te sê, God is bang, julle sal soos hy word. Dis hoekom hy gesê het, julle mag nie van daai boom van goed en kwaad eet nie. En hy het die mense verbeelding en sy emosies gebruik om daai stap te neem in rebellie teenoor God. En die oomblik toe Adam en Eva in rebellie gegaan het teenoor God en die vrug van goed en kwaad, van die boom van goed en kwaad geëet het, want God het nooit bedoel dat ons goed en kwaad sal moet onderskei nie. En ek gaan later 'n bietjie daaroor praat. Die oomblik toe dit gebeur, sê die woord, het Adam en Eva hulle kroon verloor. Nou wat was die kroon? Die kroon en die heerlikheid was die gees van die mens, want die mens was veronderstel om deur sy gees te lewe, soos God, want God is ook gees, en te heers oor die werke van sy hande, deur sy gees. Maar die oomblik toe die mens in sonde val, toe verloor hy sy heerskappy. Hy verloor sy koningskap. Hy verloor daai kroon van eer en heerlikheid. En nou moet die mens op 'n ander manier begin regeer. Ek gaan nou vir u wys hoe dit gebeur het. Maar hierdie heerskappy het teruggekom aarde toe. Hoe dit teruggekom? Nou Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het. Nou ons weet wie's daai mens, dis Adam waarvan ons nou net gepraat het. Het sonde in die wêreld ingekom. En deur die sonde die dood. So dis waar siekte, die dood en sovoorts begin het. So die dood tot alle mense deurgedring omdat hulle gesondig het. En hierdie dood spreek nie net van fisiese dood van jou liggaam nie. Ons weet, ons almal is op pad om fisies terug te keer na die stof toe. Maar dit eintlik gespreek van geestelike dood. So Adam het geestelik gesterf. Sy gees het nie meer geleef nie. En ek gaan nou vir u wys wat sê die Bybel daarvan. Hy sê, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Dis voor Moses. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. OK? Hy sê, tog het die dood geheers van Adam tot op Moses. Oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie. Wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Nou luister mooi wat sê hierdie vers. Hy sê van Adam tot by Moses was almal onder hierdie het almal gesterf onder die dood. Die dood het geheers van Adam tot op Moses. Daai geestelike dood. Maar by Moses het God gekom en hy met die mens begin ontmoet in die tabernakel, in die tempel, het God tydelik met die mens begin ontmoet. Hy het weer teruggekom na die mens toe. Hy het weer probeer
om homself aan die mens te openbaar, en hy het dit gedoen in die vorm van die tabernakel, wat ook drieledig is, en ons kan later bietjie daaroor praat, wat ook later die tempel geword het. En hy sê, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. So, daai tabernakel en die tempel was 'n voorbeeld van hom met 'n hoofletter is Jesus. Okay, so toe Jesus terugkom, het die dood wat daar was, het geëindig. Hy sê, want ten gevolge van die misdaad van daai een is Adam, die dood geheers het, deur die een veel meer. So hy sê die dood het geheers deur Adam en almal wat daarna gekom het. Dit het deurgedring tot elke mens, daai geestelike dood. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade is the grace en die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een Jesus Christus. So hier is heerskappy besig om terug te kom na hierdie aarde toe deur Jesus Christus. Toe Jesus gebore is hy gebore as die koning van 'n koninkryk wat die koninkryk aarde toegebring het. Kyk wat sê hy, die heerskappy is terug. In Matteus 4 vers 16 sê hy, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig. Hierdie lig is Jesus, want hy is die lig van die wêreld. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. So, vir al die jare, totdat Jesus gekom het mense geleef in die skaduwee van geestelike dood, en vir hulle het daardie lig opgegaan. Daardie lig is Christus. En kyk wat preek Jesus in Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, nou bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So wat hy sê is, die koninkryk van God, die heerskappy van God, wat Adam verloor het, is besig om terug te kom in hierdie wêreld. En dis nou naby, sê hy, met my prediking, is dit naby. En hy het dit ook gedemonstreer. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer. Wat het hy geleer? Die koninkryk. Gaan lees die evangelies, jy sal sien. Evangelie beteken die goeie nuus. Die goeie nuus. Hy het die koninkryk verkondig. Halleluja. So, wat het Jesus gepreek? Hy het gepreek en gesê, ek het vir julle goeie nuus. God se heerskappy vir die mens is terug. En hy het elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. So hy het dit nie net gepreek nie, hy het dit gedemonstreer. Hier is daai heerskappy wat die mens verloor het, terug. Die heerskappy oor die dood, die heerskappy oor krankheid, die heerskappy oor die vloek wat oor hierdie wêreld gekom het as gevolg van Adam en Eva, en die koninkryk is hier, sê hy. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië, en hulle het na hom gebring almal, ekskuus tog, ek wil net hierdie ding wegvat hierso, gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was, en maansiekers en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. So hier demonstreer hy sy koninkryk. Hy is die koning en hy demonstreer sy koninkryk. Heerskappy oor die swakheid, oor die vloek van hierdie wêreld wat gekom het as gevolg van sonde. Nou het ons 2 Adams. Hy sê daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat hulle gesondig het. So die sonde het deur die eerste Adam gekom. Nou sê hy, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Met ander woorde, die lewendmaking van daai gees kom deur Christus. Hierdie is 'n mens. Hy moes 'n mens word soos ons, sodat hy daardie autoriteit wat Adam verloor het en aan die Satan oorgegee het, sodat hy dit kon terugbring
sodat ons daarin kan lewe. Hy sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Halleluja! So Christus het gekom sodat ons oorvloedige lewe kan hê. Hy sê dit in Johannes 10:10, hy sê, die dief, dis die Satan, het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. En daardie lewe is nie net die hiernamaals nie, maar dis nou, hier op hierdie aarde. Kyk wat sê hy, maar elkeen in sy eie orde. Dis 1 Korintiërs 15 vers 22. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. En hier praat hy, want wanneer Christus kom, gaan hy ook ons liggaam lewend maak. Hy sê, soos daar ook geskryf is, die eerste Adam het 'n lewende siel geword. Nou praat hy van Adam, hy sê, hy was net 'n lewende siel. Hoekom? Want Adam se gees het gesterf met die sondeval. Adam het deur sy siel beginne lewe, en ek gaan nou vir iets wonderlik wys, hoe dat ons nog steeds deur ons siel lewe in die tyd waarin ons is. Ten spyte daarvan dat ons gelowiges geword het, ten spyte daarvan dat ons wedergebore is, leef ons nog in ons siel, deur jou siel, deur die krag van jou siel. Maar hy sê die laaste Adam, en hier verwys hy na Christus, is 'n lewendmakende gees. Dis wat Jesus kom doen het. Deur wedergeboorte het hy ons gees kom nuut maak. Het hy ons deel kom maak van die koninkryk van God. Hy sê die geestelike ewenwel is nie eerste nie. Met ander woorde, dis nie eers hierdie nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. So hy verwys na ons was 'n geestelike mens, maar ons gees het dood gegaan. Nou het ons 'n nuwe gees. Die laaste Adam het ons gees kom lewend maak. Halleluja. Hy sê die eerste mens was uit die aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Die eerste Adam was aards, hy het sy kroon verloor. Die tweede mens is die wedergebore mens, die mens wat 'n tweede keer gebore is in sy gees. Ons gees is nuut gemaak. Ons gees is lewendig gemaak. En nou kan ons saam met Christus heers deur ons gees in hierdie 3 dimensies waarin ons leef. Dis 'n kragtige dimensie. Dis hoekom ek sê, jy's nie net 'n liggaam nie. Jy het 'n siel. Baie mense ken nie die krag van die siel nie, maar gaan nou vir u wys, wat is die krag van die siel? Maar dan het jy ook 'n gees. En die Here wil hê ons moet in die gees wandel, ons moet deur die gees lewe. Dis waaroor Paulus so baie geskryf het. En ek gaan nou vir u wys hierdie dimensies. Die eerste Adam was maar net 'n mens. Hy is 'n lewende siel en sy gees is dormant. Met ander woorde, sy gees het gesterf. Ek verwys nou na die mens wat nog onder sonde leef soos Adam. En dis hoe baie mense leef. Hulle leef net deur hulle sieldimensie. Hy het sy kroon van sy heerskappy verloor. En jy weet, ons word elke dag uitgedaag deur so baie goed wat in hierdie wêreld gebeur. Wat probeer om hierdie heerskappy wat God, hierdie kroon wat God vir ons gegee het, om dit van ons af te steel. Deur wedergeboorte het ons weer die kroon gekry. Maar as ons nie daai kroon behou nie, dan verloor ons daai heerskappy. En hoe verloor ons dit? Want ons lewe deur ons sielslewe, die hart. So ek het in hierdie week ook met mense in ons opleiding gepraat, en die vorige week ook, oor die dimensie van 'n mens se hart. Jou hart is die deur tussen jou liggaam en jou gees. En die mens wat nie wedergebore is, wat nie Christus aangeneem het nie, leef nog in baie keer ook mense wat die Here klaar aangeneem het, leef nog deur hierdie 4 kamers van sy hart. 'n mens se fisiese hart het 4 kamers, maar dit het ook 'n geestelike dimensie, 4 dele van 'n mens se lewe. Die eerste een is jou emosies. Emosies is 'n groot ding in die Bybel.
praat van die hart, verwys hy die woord vir hart in die Hebreëus is leb, wat beteken the seat of your emotions, die sitplek waar jou emosies sit. 'n Mens se hart word seer, jou hart word bly, jou hart word gebreek. Daar is soveel, jou emosies kom nie uit jou brein uit nie, dit kom aanvanklik deur jou hart. So dis die eerste ding. En baie mense leef volgens hulle emosies, en emosies is bedrieglik, want dit is soos die golwe van die see. In een oggend kan jy opstaan en jou emosies kan hoog wees, en jy voel sterk, en jy voel jy kan die aarde oorwin. Jy voel jy het soveel krag, en jy het soveel moed, en jy kan aangaan. Maar die volgende dag staan jy op, en as jy daaronder, daar in die dieptes, jy's moedeloos, jou emosies speel met jou soos die golwe van die see, en dis nooit konstant nie. En as 'n mens net leef op emosies, dan leef jy uiteindelik, jy regeer eintlik, probeer regeer deur jou sielslewe. Adam was net 'n lewende siel, nadat hy sy kroon verloor het. Die tweede deel van jou hart is jou gedagtes. Nou gedagtes kan 'n mens so oorheers. Baie keer is 'n mens oorheers deur jou emosies en jou gedagtes, en jy praat nie, almal praat met onsself, nee, ons voer ons geselskap met onsself, en meeste van daai gedagtes is altyd negatiewe gedagtes. Dink net aan jouself, hoeveel keer 'n dag dink jy nie negatiewe goed nie? Dis die sielslewe, want gedagtes is nie altyd die waarheid nie, dis goed, dis persepsies wat ons het, dis goed waarmee ons groot geword het, goed wat ons gesien het in hierdie wêreld, dis persepsies, en ons word baie keer deur ons gedagtes oorheers. So die emosies eerste, die tweede deel is die gedagtes. So mense gedagtes kan positief of negatief wees, en meeste tyd van die dag leef ons in negatiewe gedagtes. En baie keer bekommernis, want bekommernis is goed wat ons, prentjies wat ons sien oor die toekoms wat negatief is. Die derde kamer van 'n mens se hart is jou morele wil of gewete. En die woord praat van die gedagtes wat mekaar ons beskuldig en onskuldig in Romeine, gaan later dit vir u wys. En hierdie kan werklik 'n vloek wees, want ek glo hierdie is die boom van goed en kwaad. In elke mens is daar 'n morele wil, dis in ons ingebou, dit het deur daai vrug van goed en kwaad geword, en jy word aangekla of vrygespreek, en jy's gedurig deur besig om te dink en te redeneer oor al hierdie goed, is ek skuldig of is ek nie skuldig nie. Baie keer loop ons met groot skuldgevoel oor foute wat ons gemaak het, deur ons emosies en deur ons gedagtes, en ons word oorheers deur hierdie gewete, en dit kan goed wees, maar dit kan ook baie sleg wees. Jy sien, dis daai boom van goed en sleg. So die boom waarvan hulle eintlik moes eet, was die boom van lewe. Dit is Christus Jesus. Okay, nou kyk hierso, die vierde kamer van ons hart is die imagination, en ek wil dit nie in Afrikaans sê nie, want verbeelding klink na sprokies, klink na wensdenkery, maar imagination beteken image. Jy het 'n plek in jou hart waar jy prentjies vorm, en daai prentjies kan oorwinning wees, jy kan oorwinnende positiewe prentjies hê, maar meeste van hulle is altyd negatief. Bekommernis, vrees. Vrees is prentjies wat jy sien oor die toekoms, oor die verlede, wat dit, jy weet waarvoor staan vrees, né? Fear staan vir false evidence appearing real. Dis waarvoor vrees staan, die woord, die akronoom vir vrees. Fear is prentjies wat jy sien in jou gedagtes en in jou imagination van dood, van siekte, van probleme, van ek gaan nie hierdeur kom nie, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dit kan ook 'n baie goeie plek wees. Dit kan ook 'n plek wees want
enige iets wat gebou is, soos 'n huis in 'n groot gebou, en 'n paleis en 'n paaie en alles wat vandag op hierdie aarde bestaan, het deur mense skepingsvermoë gekom. So dit is nie net sleg nie, maar dit is ook goed. So ek wil nie sê die siel is sleg nie, maar ek wil sê dat die siel het iets nodig. Die siel kan nie sonder die invloed van die gees lewe nie. En omdat die gees gesterf het, daarom is die mens se siel dan onstabiel. Hy soos die golwe van die see. En dat selfs baie mense wat groot skepings ontwikkel het en groot formules gevorm het baie van hulle het ook geleef in depressie. Want 'n mens se sielslewe is soos die golwe van die see. Jy's op en af, op en af, op en af. Dis sielslewe. En baie van ons leef nog deur hierdie 4 kamers van ons hart. Want ons ken nie iets anders nie. Ons ken nie die geesdimensie nie. Ons weet nie hoe om deur die gees te regeer nie. En dis waaroor ek vanmôre met u begin praat is, hoe lyk die tweede Adam? Die tweede Adam of die laaste Adam is Christus. Jesus Christus. Hy het gekom as die laaste Adam. Die Adam wat alles kom, die Adam wat ook gebore is, wat ook geskep is op hierdie aarde, deur die Heilige Gees, en wat 'n lewendmakende gees is. Hy het gekom om daai kroon vir ons terug te gee, om vir ons te leer, hoe kan ons heers op hierdie aarde? Jesus het ons geleer bid, hy sê, laat u koninkryk kom. Hy sê, ek gaan dit nou vir u wys, kom ons kyk net gou. Wat sê Jesus, die eerste ding wat hy sê in Matteus 5, ek het nou gelees Matteus 4, waar hy die koninkryk gedemonstreer is. Nou kom hy op die saligspreking op die Olyfberg, en hy praat met hierdie mense, waar hy vir hulle gesê het, julle is die lig van die wêreld, maar hy praat met hierdie klomp mense wat voor hom sit. Onthou, hy was daar in die skepping, hy was deel van die skepping, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy weet hoe die eerste Adam gelyk. Nou sit hier 'n klomp mense voor hom op hierdie Olyfberg. Hulle is siek, hulle is swak, hulle gaan dood, hulle is geestelik dood. En hy kry hulle so jammer. Die Bybel sê op een plek, hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n herder, sonder rigting. Hulle weet nie waarheen hulle op pad is nie. En kyk wat sê hy, salig, happy, welgeluksalig, hierdie woordjie beteken happy, blydskap vir die wat arm van gees is. Dis wat hy kom aankondig het. Nou vir baie jaar het mense gedink, hierdie vers beteken mense wat verstandelik vertraag is. Dis nie wat dit beteken nie. Al daai mense wat voor hom gesit het, was arm van gees. As ons deur die sieldimensie alleen lewe, is ons arm van gees. Arm van gees. Want, en as jy besef, jou gees is arm, jou gees is dood, en Christus moet jou gees weer lewend maak. Hy sê, want aan hulle behoort die heerskappy, die koninkryk van die hemele. Dis die boodskap, die goeie boodskap wat Jesus kom preek het. Die koninkryk is hier. Die koninkryk van die hemel gaan weer regeer op hierdie aarde. Kyk wat sê hy in Matteus 5:14. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Onthou, hy kyk nou na mense wat in duisternis sit. Maar hy sê vir hulle, hoor wat sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hy sê, ek gaan julle lig weer aan die brand steek, en julle gaan wees soos 'n stad op 'n berg wat regeer. Lig verdryf duisternis. Hy sê, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die stander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Wat bedoel hy hierby? Jy sien, as 'n mens deur jou sielsdimensie leef, dan is jy gedurig deur besig om jou te meet met ander. Daai maatemmer was 'n emmer waarmee hulle gemeet het, goed afgemeet het in die kombuis in die tyd van Jesus. Maar as hulle die kers of die lampie wou doodmaak, het hulle die maatemmer daaroor gesit en dan gaan die lig dood.
Nou daai maatemmer, sê Jesus, dis wat die lig, die gees doodgemaak het. Ons het begin net lewe in die sielsdimensie. Vergelyk jou met ander mense, vergelyk jou met die standaarde van die wêreld. Hy sê, maar dit hoort nie so nie, want dit hoort eintlik op 'n staander, sodat dit skyn vir almal wat in die huis is. Sê, dis wat 'n lig moet wees. Hy moenie onder 'n maatemmer weggesteek word nie. En dan sê hy hierdie vers, laat julle lig so skyn voor die mense, daai lig wat hy in ons aan die brand gaan steek, laat dit so skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Die Vader word daardeur verheerlik, want dit is sy lig wat ons aan die brand steek, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. En dan sê hy, so moet julle dan bid, onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, u heerskappy, laat u wil geskied. Wat is die wil van God? Dat dit net soos in die hemel is, so ook op die aarde sal wees. Dat die mens weer sal heers op hierdie aarde, en dat die koninkryk van God sal heers op hierdie aarde. En dis wat God se wil is vir hierdie wêreld. Dis hoekom hy Jesus gestuur het, die tweede Adam, die lewendmakende gees, sodat hy ons gees, halleluja, kan lewend maak, die lig in ons kan aansteek, dat ons soos 'n berg op 'n stad op 'n berg sal lê. As mense in die aand ry, dis baie donker, en 'n stad lê daar ver, dan sien jy dit kilometers ver. En ek bid, Here, steek my so aan die brand in my gees, dat ek soos daai stad op die berg sal wees, dat mense getrek sal word na die Vader deur daai lig. Nou ek wil afsluit vanmôre met 'n bietjie Hebreëus. Asseblief moet nou nie vir my verloor nie, bly by my. Ek gaan praat net vinnig oor die 4 Hebreëse, die eerste 8 Hebreëse letters. So Alef is die eerste letter, en hy kom, al God se name is in hierdie letter. Ek gaan dit later vir u dalk vertel as ek eendag kans kry. Al God se name, en dis die nommer 1, so dit is God die Vader is die nommer 1, Vader, en dan die byt is Christus, want hierdie letters word ook gevorm van prentjies, en hierdie beet, die tweede een, wat eintlik Jesus is, die woord beteken huis van skepping. Alles wat geskep is in hom geskep, deur hom geskep, deur die woord. Okay? En dan hierdie een is die Heilige Gees, en jy sien, dis die ryk man, hy het 'n kroon op sy kop, en hy loop agter die arme man aan. Hierdie nommer 4 is die arme man. Sien jy hoe neergebuk is hierdie man? Sien jy hoe swaar is hierdie las wat hy opdra? En dis hoe ons is, die mens wat sy kroon verloor het, loop onder 'n geweldige juk. Dis hoekom Jesus ook gesê het in Matteus 11, hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Kyk, hierdie beentjie dra baie swaar. Kyk hierdie swaar las. En hierdie is die 4de letter, en dit spreek van die sielslewe waarvan ons nou net gepraat het, daai 4 kamers. Emosies, gedagtes, die morele wet, en die gewete, en dan die laaste een is die laaste een, maar die 4de kamer is die imagination. Okay, dis die 4, dis die mens wat leef net deur sy siel. Maar kom ek wys jou die volgende 4 letters van die Hebreëse alfabet. Okay, hierdie praat van the humble servant, daai dalet, and the poor man, and the soul, and the 4 dimensions, die 4 dimensies van die siel, waardeur mense leef, en baie gelowiges leef ook so. Dis hoekom hulle gelowige lewe is op en af, ek ook baie keer, want my emosies beheer my emosies bestuur my gedagtes bestuur my gewete kla my aan, en ek leef op daai sielsvlak, en kyk hoe swaar is hierdie las wat ek dra. Maar kom ek wys net vir jou die volgende, want, ekskuus tog, net voor ek daarna toe gaan, die volgende slide. D staan vir door, between the body and spirit.
So jou siel is die deur tussen jou liggaam en tussen jou gees. En ons moenie hier leef nie. Ons moenie deur ons siel lewe nie en deur ons siel regeer nie, want dit is bedrieglik. Maar kyk hoe moet ons leef. Die 5de letter is die hy. Hy kom 2 keer voor in die naam van Yahweh. 2 keer wat beteken genade, dubbele genade. Dis die 5 beteken genade. Dis die era van genade. Toe Jesus kom, toe kom die era van genade. En die volgende een praat van die man wat nie gekroon is nie, die arme man. Die man kan nie sien, hierdie man is soos 'n mannetjie, maar hy het eintlik nie 'n kroon op sy kop nie, maar hy hou sy hande so en hy reik uit. Dis die nommer 6. Die letter van die mens is nommer 6. Die arme mens, die mens wat alles verloor het, die ongekroonde mens wat op pad is na die dood en wat lewe onder die vloek. En dan nommer 7. Wanneer Christus jou herskep, sien jy, hierdie is die Zayin, die 7. 7 is 'n wonderlike getal in die Bybel, want God, alles wat hy gemaak het, die skepingsgetal is 7. Hier is die man wat weer gekroon is. As jy Christus aanneem en jy word wedergeboorte, dan word jy weer lewend in jou gees. Jy ontvang weer 'n kroon. En hy praat in Openbaring 3, hy sê, laat niemand jou kroon van jou afsteel nie, van jou beroof nie. Daai kroon is die kroon van wedergeboorte. En dan die 8ste letter is die letter van Christus. Al die name van Jesus het 8s in. Die 8ste dag het hy opgestaan, op die eerste dag van die week, wat eintlik die 8ste dag was, het hy opgestaan as die bruidegom. En hierdie is 'n kupa. Dis waar die bruid en die bruidegom gestaan het in die Ou Testament, wanneer hulle getrou het. En dis Christus wat met ons, die bruid, sy bruid kom lewend maak het, deur sy gees, sodat hy met ons verenig kan word in die gees. So in die gees is ons reeds een met hom. Kyk net vinnig na hierdie verse. Hy sê Efesiërs 2 vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, daai genade waarmee hy ons lief gehad het. Kyk wat sê hy die volgende vers. Ook toe ons dood was deur die misdade, dood was in ons sonde, dood was in ons gees, lewend gemaak het saam met Christus. Uit genade is julle gered. Is dit nie goeie nuus nie? Ons kan heers in hierdie lewe, sê Romeine 5 vers 17. Ons kan heers deur Christus in hierdie lewe. Nou, ons is nou lewend gemaak. Ja, ons liggaam is nog onderworpe aan hierdie aarde, maar binnekort gaan die Here ook vir ons 'n verheerlikte liggaam gee aan almal wie se gees lewend gemaak is. Volgende week gaan ek praat oor die krag van wedergeboorte. Hoe kragtig is dit? Wat gebeur met 'n mens as jy wedergebore word? En u kan hierdie video, as dit vir u tot seën was, vir iemand dan aanstuur. Ek gaan nou hierdie stop sharing en dan gaan ek vir u groet. Baie dankie dat u vanmôre op was. Mag die Here vir u ryklik seën in hierdie week. Lewe deur die Gees. Heers deur die Gees. Ons gaan praat daaroor. Dis die goed waaroor ons gaan praat in die volgende paar lesings. Hoe lewe mens deur jou gees? Wat is die geheim? Want baie mense weet nie wat is die geesdimensie, verstaan dit nie. Dit klink spookerig of wat ook al. Maar ons praat uit die Bybel daarvan. Die geesdimensie is die dimensie van oorwinning. Wanneer jy deur die Gees lewe, dan kan hierdie wêreld niks meer doen nie. Jy kan elke oomblik deur jou gees lewe. En dis waaroor ons gaan praat volgende week. Mag die Here u ryklik seën, 'n lekker Sondag, 'n lekker dag saam met die Here en 'n lekker week saam met die Here, want ons is nooit alleen nie. Hy is met ons elke oomblik van die dag. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Amen. Dankie Dok. Hallo oom Jan, dankie oom. Dankie Pieter, julle almal. Ja, oom, ek wil net vinnig Bertie, ja. Praat.
Ek wil daarom net sê jammer oom, my setup was so gemaak dat my mikrofoon disabled was, so toe oom nou sê goeiemôre, toe kon ek nie net klik en sê goeiemôre oom Jan en almal wat daar is nie. Okay. Nee Maar Pieter, Ek bly het om. absoluut geseën gewees oom, dit was fenomenaal en wat so pragtig is oom, as ek net mag, ek sien Ella is dit nog op die call, Ja, so ek weet nie of ek nou haar tyd gaan mors nie. Maar praat. dit maak so pragtig sin, want toe Adam gesterf het die Heilige Gees dan met hom ander woorde uit sy gees uitgegaan, want toe God sy gees in mense ingeblaas het, die Heilige Gees ingeblaas. Ja. Is ek reg? Ja. En toe ons wedergeboorte was, het ons die Heilige Gees weer teruggekry. Amen. En Amen. ons liggame het eintlik nie 'n keuse as om net gesond te wees nie, want die Heilige Gees is God en ons is sy tempel. Ja. So as ons die waarheid daarvan reg het en ek sê, maar ek vra eintlik, verstaan ek dit reg dat as die Heilige Gees in jou lyf, in jou geesmens terugkom en jou gees is die tempel waarin die Heilige Gees bly, wat en jou gees is binne in die liggaam, het die liggaam amper nie 'n keuse as om net gesond te wees nie. Ja, Maar- jy's reg. Want iemand het gesê, hy sê we are the healed trying to get sick. We are the healed trying to get sick. So die woord sê as die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het in jou sterflike liggaam woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, jou sterflike liggaam lewend maak. Maar jy sien die probleem lê by die siel, by mense en eintlik by mense hart wat die brug is tussen jou gees en jou siel. Ons moet ons denke vernuwe, ons moet ons gedagtes vernuwe, ons moet ons verbeelding in lyn bring met ons gees. En dis waaroor ons gaan praat in die toekoms, hoe om te heers deur jou gees, om nie te luister, want meeste siektes kom deur 'n mens se siel, deur jou gedagtes. Dis wetenskaplik bewys dat 70 tot 80% van alle siektes is psigosomaties. Dit beteken kom uit jou brein, kom uit jou verbeelding. Jy dink jy siek en dan maak jy die deur oop vir siekte. Jy sien, as jy dink ek is genees deur die wonde van Jesus, as jy die woord glo en jou gedagtes vernuwe deur die woord, dan word jy dit wat jy glo. Jou geloof is dit wat jou gesond. Ja, want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons sien, en die hoop is daai imagination gedeelte. Dis reg. Ja. Oom, pragtig, dankie oom. Okay, mooi stukkie vir my oopgebreek, seën vir oom. Dankie. Ek waardeer dat ek Alright. gou klaar maak, kom 'n lekker dag vir oom. Lekker dag. Waardeer oom se tyd en moeite. Okay. Dankie Jan. Dankie Jan, baie geseënde Sondag vir jou, hoor. Julle ook, Ella, Kiwi. Dankie, bye. Bye.